Henog het met God gewandel. Dit is Jada. Weet jy, net in daai daai paar woorde, en Henog het met God gewandel, lê 'n prentjie wat ons nie kan begryp met ons psigiese, sintuiglike ervarings. Ons kan, en dis so 'n stukkie in die Bybel net. Dis nie daai maar ons wil ons so maar dis Jada. Ja, ons wil ons dit so graag voorstel. Ons wil so graag weet hoe was dit, want ek wil ook so weet. Dis wat Elia gehad. Ja. Dit is wat Moses gehad. Hulle het dit gehad. Ja. Maar hulle gee baie grafies, ons het 'n mooi grafiese waarmee jy kan assosieer. Dis soos die vers in Genesis 4 vers 1. Dis reg. En Adam met sy vrou Eva beken. Nou daai beken, nou ons gaan nie grafies raak eers jy volwasse persoon is, weet jy wat ek wat hy sê en sy het swanger geword. So dot to dot en jy verstaan wat ek nou hier sê. Dis reg. Nou dit is Jada. Daardie hulle kan mekaar geken het soos in Eva en Adam, maar die volgende oomblik toe die daad plaasvind, dit verwys na 'n intieme verhouding. Wow. Nou dit was die verhouding, dat ek my nou nie self voorspel net voor, ek sien nou die ander skrif, Psalm 1 vers 6, hoor nou mooi wat sê Psalm 1 vers 6, ek gaan nou net eers so sê, die Here ken, dit lê in die fyn skrif, die Here ken die weg van die regverdiges. Nou, dat ek hom nou so sê, saam met Jada, die Here ken, daai ken is Jada, die weg van die regverdiges. Die regverdiges en die godheid word een. Hulle word een. Die vrou en die man word een. Die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Dis Jada. Dis Jada. God gaan in dieselfde stelsel in, maar jy kan nie, kom ons noem dit, in Jada wees, as jy die godheid met jou psigiese staat beleef nie, en die doudes, ons noem dit is ook die doudes, wat is 'n Griekse stelling vir, ek gee jou dit, en ek gee dit, dis 'n kontrakstelsel, as jy in die doudes stelsel is, in die kontraktuele stelsel met God, jy het my Jesus gegee, ek vat hom, dan gee ek weer vir Jesus iets, en dan gee Jesus weer ietsie vir my. Dis hoekom ek Jesus dis van die bose. Dis psigiese, dis die primêre psigiese staat, en ek gaan dit nou maar noem, wat nie nou hier staan nie, wat van die Griekse mitologie afkom, van hulle afgode diens af. Dis waar dit vandaan kom. Dit wil sê, wanneer ons Jada praat, dan praat ons van 'n verhouding, die een verwag, die een verwag gemeenskap en verstaan vir mekaar sonder dat daar 'n outcome in materie moet wees. Nou, ek moet ietsie uitspoeg en 'n koin val uit my mond uit en ek sê as gevolg van hierdie. Dis hoekom jy het ook nou mooi verder gepraat van Henog het met God gewandel. Henog was in daai Jada effek en hy was operasioneel gewees en hy wou nie 'n haas uit die hoed ruk en vir die mense sê, sien julle die Jada, die verhouding met die God wat ek het, gee vir my die haas uit die hoed uit nie. Nee, dit het niks. Dit was nie 'n belang van wie dit verstaan en wie dit ken nie. En almal moet weet, ek het my lewe, ek het 'n nuwe lewenstyl. Ons is dit nie 'n term wat vandag redelik gebruik word. Wat ek het, dis 'n lewenstylverandering. Is 'n lewenstylverandering. Dis die ete en oefeninge en dis gewoontes. Oefeninge. En dan gaan 'n ervaring gebeur met my en mense gaan sê, what did you do? Dit is die probleem met die kerk. Ons wil gemeenskappe verander deur 'n oue blink gesiggie te paint en te sê, tjoe, ons gee jou Jesus, wat gaan jy doen? As jy nou minder van dit doen en minder van dit en meer van dit, gaan jy in 'n balans kom, en as jy in daai balans kom, dan gaan jy in die doudes stelsel kom. Jy gaan nou verander vertel en verander, en dan gaan jy sien wat God vir jy het so pas in 'n onwettige kontrak met die godheid gegaan. Hy stel ook nie belang daarin nie. Inteendeel, dit word bewys as afgoderry. So die weg van die Here ken die weg van, dis Psalm 1. Maak 'n nota daarvan, Psalm 1 vers 6. Net daai woord ken is in dieselfde wêreld opgevat soos Genesis 4 vers 1 en Adam met sy vrou Eva beken. Dis 'n aktiewe beskerming
beskermende verhoudingskennis. So, die boom van kennis het beloof om vir die mens die vermoë te gee om self, hoor mooi, die boom van die kennis van goed en kwaad. Dis nou daai wêreld wat jy gesê het, jy's nou kwaad gewees. Toe sê jou pa vir jou ander ding. Die boom van kennis het beloof en dadelik gaan jy dalk en moontlik sê, maar nou praat daai ding my taal. Ons bemark hom nou amper hier. Die boom van kennis het beloof om vir die mens die vermoë te gee om self onafhanklik van God te besluit wat reg of verkeerd is. Nou ek sê vir jou, as jy onafhanklik van God besluit wat reg of verkeerd is daar nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Daar is katastrofe en jy gaan nou, daar's trauma, daar's verwerping, daar's narcisme, daar's depressie, daar's psigopate, skizofrene. Dit is wat hy uitrol en ons sit nou op die top van die Mount Everest. Ons van amper sê ons het hom toe nou uitgeklim, soos hulle die toring van Babel gebou het. Ons besit nou 'n maagdom van daai kennis. Ons dink ons het dit so. Hoor mooi, dis die kennis en beloof vir die mens die vermoë te gee om self onafhanklik van God te besluit wat reg en verkeerd is. So alles wat reg en verkeerd vandag is, het die mens gedryf. God het met Moses later toegetree, eintlik al voor die tyd, maar en gesê, nou gaan jy wet, want julle sal mekaar verwoes. Daar sal anargie katastrofies uitbreek en die mensdom sal homself uitwis. Dus hoor mooi, dis die bedryfstelsel waar ek self die bron, hier kom die gevaar, waar ek self die bron van my wysheid is, en dan beroem predikers hulle vandag daar, dat hulle wysheid, mense in erkende kerke beroem hulle op 'n intellek, en wanneer hy oor wysheid met jou praat en hy deel daai wysheid, wil ek weghardloop, want dan begin hy, jy gaan nou hierso sien of later die psigiese staat promoveer, en hy begin met my oor my wêreld van my siege praat, en hy maak my, mense, ek gaan met jou baie klein af, hy maak my moeg, man. As ek vir 2 ure in so ouse gesprek was, vra hierdie mensie wat langs my sit en ons ry huis toe, sê ek vir, my skat, ek is fisies moeg. Die mens, ja, maar dit is 'n kokkendoor, hy's 'n dokter, 'n professor, 'n pastoralis. Dan sê ek vir haar, in my lewe het ek nog nooit soveel nonsens uit een mens se mond gehoor nie. Vra as ek by die huis uitkom, val ek op die bed neer en ek sit net 'n movie of iets op, net om my kop van hierdie goed af weg te kry, want jy kan hoor die manier wat hy praat, die manier hoe hy verantwoordelik probeer lyk, sy oogietjies trek om vir jou te sê, hy is nou een of ander iets wat nou, hy het toch nooit die pad in elk geval geloop wat ek geloop het, en dan probeer hy vir jou verduidelik hoe jy verantwoordelik in God moet wees, hoe dat jy nou in God die omgewing moet verander, en in daai wêreld begin hy vir jou die afgode diens van die Griekse mitologie verduidelik, en hy begin die do-odes-stelsel, 'n kontrakstelsel aan jou verkondig. Mense, dit is nie eers 'n effe van 'n foutjie of 'n flatertjie, dis nie dogma wat verskil nie, dis 'n groot wêreld wat nou al verskil. Ons weet dit net nie, en ek maak hier, dis die bedryfstelsel waar ek self die bron van kennis is, jou kennis, en ek gaan dit so noem, wanneer Adam in die aand gaan slaap het, en die dag het gebeur, dan het hy vir Eva sê vir hom, Adam, jy het vandag 'n mooi dag gehad, jy was, hier, dan kon Adam nie sê, my skat, ek stem saam nie, hy moes gesê, stop, die Here van die leerskare, sy openbaring het deur my, as Eva, dieselfde, Adam kon vandag sal, my vrou dit daarom geniet in die aand as ons dit, en ek sê vir haar, baby, jy was vandag, my skat, jy is daarom net, you the best. Adam kon dit nie vir Eva gesê nie. Ja, maar pastoor, dis nou juist die ding wat ons nou nie van, want daar by ons kerk sê hulle, ek moet vir my man dit sê, my vrou, en dan het ons 'n goeie huwelik. Adam kon dit nie vir Eva sê nie, dan was sy verplig om vir hom te sê, alles wat jy vandag gesien het, wat ek hier gedoen het, in hierdie heiligdom, soos ons nou gesê het, was van God af, en interessant,
Adam sou dit nie vir haar gesê het nie. Daar was nie dat as jy nou in 'n huweliksberadingskur wat daar seminar is, hulle sê jy moet sulke goedjies vir mekaar sê. Hulle kon dit nie vir mekaar sê nie.